dankie vir die groot genade, Here, vir die feit, Here, dat ons U kan ken. Dat U ons kon kry het, Here, waar ons in ons toestand rondgekruip het, Here, sonder U. Nee, dat U oor ons ontferm het, Here. Here, dat U ons nie net gered het en skoon gemaak het en skoon gewas het nie, Here, maar dat U ons ook autoriteit gegee het. Here, dat deur U woord ons in autoriteit kan staan oor die magte wat oor ons geheers het van tevore. Dit is nie omdat ons enigiets spesiaals is nie, Here, maar dit is omdat U getrou is en omdat U so lief is vir ons, Here. Amen. En ons eer U daarvoor. Here, in hierdie tyd, ons besef dat daar's 'n groot verskil tussen die gesproke woord en die letter wat doodmaak met die gees wat lewend maak. Amen. En al hierdie dinge, Here, wat hier vir ons voortgebring word en geleer word, Here, beteken absoluut niks as ons dit nie kan toepas en daarin kan lewe nie. Want dis wanneer ons die krag daarvan kan sien. Amen. En ek wil vra, Heilige Gees, dat U vir ons sal dit oopbreek en dit tot so 'n mate sal 'n werklikheid maak dat ons dit kan leef. Nie net kan hoor en kan luister daarna nie, maar dit kan toepas en dit kan uitleef elke dag en kan sien hoe die krag daarvan manifesteer in ons lewens. Waar ons doen wat U gesê het ons moet doen, Here, en die effek daarvan kan sien. Omdat U getrou is en omdat U woord waar is. Here, dat dit nie net 'n prediking van woorde sal wees nie, maar van krag, soos wat die woord sê. Amen. En dat ons die resultate daarvan sal kan beleef in Jesus naam. En ons weet, is net U, Heilige Gees, wat dit kan 'n werklikheid maak vir ons. Ons vra dat U nou sal saamwerk en dat U dit in ons harte vir ons sal duidelik maak en vir ons sal verstaanbaar maak, dit wat hier gesê word. Dat ons dit kan beleef en kan doen, fisies kan doen in ons lewe en die vrug daarvan sal kan sien. Amen. In Jesus naam. Amen. 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 Ek wil net bygevoeg het by broer Gert by jou gebed. En dit is ook dat die krag van God is wat nodig is. En dit is wat die kerke verloor het. Ja. En daarom wanneer ons optree in naam van Jesus, dan is dit om die krag van God te demonstreer. Want baie mense lewe in die naam van Jesus, maar hulle die krag verloor. En 'n mens moet gaan soek daar waar die krag is van God. Gaan lees ook daar in Korintiërs en in Timoteus waar Paulus sê dat hy besoek gemeentes om te kyk of die krag van God nog daar is. So en dis wat so belangrik is. Evidence there, Ja, en daarom wat jy nou gebid het is dat die krag van God daar sal wees en teenwoordig sal wees. En ook wanneer in die oorlogvoering ons wapens is ook kragtig vir ons gegee. Jy weet, om vestings, dis gaan oor die krag van God vestings neer te werk. Amen. Amen. Ja, so ek gaan maar begin. Ek dink broer, ons moet maar so 'n bietjie meer lees, minder tensy die Heilige Gees vir ons iets gee om te sê. Amen. Want hier is ons 9 blaaie, gewoonlik sukkel ek en jy om deur 6 te kom. So broer, is dit Engels of Afrikaans? Nee, dis Afrikaans. Daar's nie enige snaakse walk. Daar's nie walkman goed is daar. Ek het gekyk vir jou. Gesien laas week my walkman. Dit is 'n walkman, ek sê walkman. Walkman. Die sci-fi movies. Okay. Kom ons begin. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 2 tot 6. Ek smeek dan dat as ek teenwoordig is, ek nie moedig hoef te wees met die vertroue waarmee ek meen om dit aan te durf teen sommige wat reken dat ons volgens die vlees wandel nie. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Daar is nog 'n wapen, broer, wat mense nie weet dat ons het nie. Dierbares,
Die afgelope paar maande is ons besig met lering in verskillende rigtings om u te bemagtig om die stryd teen die aardsvyand, die Satan, te oorwin. Openbaring 12 vers 11 en 12 leer ons dat Satan met groot woede teenoor ons na die aarde neergedaal het, omdat hy weet dat sy tyd min is, maar dat ons hom oorwin het deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Halleluja. Met ander woorde, ons is aan die wenkant, want ons is in die wenspan. Ons kaptein is Jesus, die leeu uit die stam van Juda. Amen. Nommer 2, ons afrigter is die Heilige Gees. Nommer 3, die skeidsregter is die almagtige God en skepper van hemel en aarde. Die span is elke weergebore kind van God. Amen. Nommer 5, die reserves is al die engele in die heelal. Nommer 6, ons teestander is Satan en sy miljoene demone. Kom ons bekyk eers ons teestander. Hul kaptein se naam is Satan. Hakkies, klein letters met opset, maar is ook onder 'n hele klomp ander name bekend. Sy name beskryf sy karakter en ook sy modus operandus of manier van dinge doen. U sal sien, hierdie is 'n groot taak en dit sal nie in een diens hanteer kan word nie. Sal hierdie lering ook op skrif vir u gee. Bladsy 2. So nou is die beskrywende name, broer, van ons teestander, die ene wat ons veg. Jy weet, broer, die probleem met die nuwe kerke vandag is, hulle het geen kennis oor hulle teestander nie, want hulle word geleer, moenie oor die duiwel praat nie, want dan gee jy hom eer, en as jy hom eer gee, dan is hy gelukkig. So hulle praat glad nie, en Paulus sê duidelik, ons is nie onbekend met sy planne nie. Dis hy. Amen. So broer, daarso. Ja, ek onthou altyd die eerste een, die brullende leeu, het Sarah gesê, dis 'n brullende leeu. Hy sê, dit hang af waarop jy die klem wil sit. Hy sê, so, die Satan is soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, dis nie 'n teenstander met 'n Mickey Mouse wat hulle Ja, hy sê, is dit? sê dit daarso, ja. Met 'n mic of 'n Met 'n mic, ja. So, ja, brullende leeu, in 1 Petrus 5 vers 8, hy is ook bekend as 'n slang, in Genesis 3, van vers 1 tot 14 en Openbaring 12 vers 9. Hy's 'n bedrieër in Genesis 3 vers 13. Beelzebul in Matteus 12 vers 24. 'n Leuenaar volgens Johannes 8 vers 44. Ook genoem die vader van die leuen. Hy's 'n moordenaar volgens Johannes 8 vers 44. 'n trotsaard, Jesaja 14 vers 11. Die anti-kris volgens Openbaring 13 vers 4. Bekragtig deur Satan die draak, ook in 1 Johannes 4 vers 3. En natuurlik die draak, bekend as die draak in Openbaring 12 vers 3 tot 17. En dan broer Abaddon. Jy gesê Abaddon is meer 'n Griekse uitspraak, jy het dit reg dan. Sjoe, broer. Okay, so Abaddon. Jy sê nie moeilike woorde gooi nie. Okay, Abaddon is Apollyon, is die vernietiger, die destroyer. In Hindu godsdiens is dit Shiva, die reuse slang. En dan ook die aanklaer, volgens Openbaring 20 vers 10. Die teestander is 1 Petrus 5 vers 8. 'n engel van die lig, hy doen hom voor as 'n engel van die lig, is 2 Korintiërs 11 vers 14. Beelzebul. Nee, Belial. Belial. Belial is 1 Korintiërs 6 vers 15. Die verleier, Openbaring 12 vers 9. Die vyand, Matteus 13 vers 39. Ook bekend as die bose, volgens Johannes 17 vers 15. En die God van hierdie wêreld, 2 Korintiërs 4 vers 4. Hy verblind ook mense se sinne. Dan hoor hulle nie die gospel nie. Ja. Hy's ook die wettelose of ongeregtige volgens 2 Tessalonisense 2 vers 8 tot 10. Die klein horing in Daniël 8 vers 9 tot 11. Hy's ook Lucifer, Jesaja 14 vers 12, of die môrester. Hy's die mag
van die duisternis, volgens Kolossense 1 vers 13 tot 14. Hy is die owerste van die mag van die lig, volgens Efesiërs 2 vers 2. Hy is die owerhede in die lig, volgens Efesiërs 6 vers 12. Hy is die owerstes van hierdie wêreld, volgens Johannes 12 vers 13. Satan, volgens owerstes van hierdie wêreld is Johannes 12 vers 31. Hy is die Satan, volgens Markus 1 vers 13. Hy is die versoeker, volgens Matteus 4 vers 3. Die dief, volgens Johannes 10:10. Hy is die koning van Babel, volgens Jesaja 14 vers 4. Die koning van Tyrus, volgens Esegiel 28 vers 12. Net so, tussen hakies, Tyrus is mos daai stad, wat mos in die water vergaan het, né? Atlantis. Ja, wat vergaan het, ja. Dit is volgens Esegiel 28 vers 12. Maar volgens hulle Ja, hulle mitologie, Dis hy, ja. En dan is dit die prins van hierdie wêreld, Johannes 12 vers 31. Die oorwonne vyand in Kolossense 2 vers 15. En hierdie is so ver wat ek kon opspoor. Indien u van ander name weet, sê my asseblief, sê pastoor Sarah. So, en dan sê kom ons bekyk hierdie name van naby om u in staat te stel om sy werke deur manifestasies eie aan sy karakter te onderskei en hoe om dit te beveg en te oorwin. Ons sal gaan nou hier binne praat en is baie interessant en hy het baie jare se ondervinding. Hy sê hierso om hy in staat te stel om sy werke, praat van die vyand, deur manifestasies eie aan sy karakter. So baie mense sal demoniese magte probeer uitdryf op hulle naam en dan sal hulle elke keer die naam vra. Nou, dit is skriftuurlik om 'n naam te vra, maar Jesus het een keer, en dit was mos 'n legio geweest, maar demone sal baie keer lieg op vir jou. Wanneer jy hom vra is op opdrag van die Heilige Gees, want baie mense sal vir hom vra en dan sal hulle begin kommunikeer met die duiwels. Ja. Jy mag nie kommunikeer met duiwels nie. Ja. Dis dieselfde, jy praat met die geeste van afgestorwenes en voorvadergeeste. Nou lieg daai demons vir jou en jy dryf hulle op die naam uit. Ja. Jy dryf hulle uit, broer, op sy werk, op sy manifestasie, op sy karaktertrek, op dit wat jy sien en hy sal luister. Ja. Dis baie maklik want dan kan jy onder, sê nou maar iets soos verwerping, kan jy ook dit wat onder hom is aanspreek. En jy spreek nie 'n demon op sy naam aan nie. Ja. Okay. Bladsy 3. Wat? Jy spreek nie demon op sy naam aan. Nee, ek sê nie, jy spreek hom nie op sy naam aan nie. Jy kan hom op sy naam aanspreek as die Heilige Gees vir jou so sê, maar wat ek probeer sê hierso is dat jy kan hom op sy karaktertrekke, op sy dit wat hy veroorsaak, kan jy hom Dit sê aanspreek. die Here openbaar wat sy naam Ja, is en dan ja. gaan jy hom op daai. Of tensy jy die karaktertrek onderskei en sy naam ken. En ons sal gaan 'n paar name gee. Dan kan jy dit so doen, maar gewoonlik spreek jy sy werke aan. Jy sy vrees, ja. Angs of Ja, angs of depressie. selfs ek dink ek weet ons het nou al baie keer as jy 'n demoon van pyniging, dan sal jy 'n demoon Ja. van pyniging Ja. uit. En daai demoon het 'n naam, maar wie gee hom wat sy naam is? Hy is nie belangrik Jy nie. kan selfs sê hierdie demoon wat nou dit en dit doen gaan. Ja, Ja. ja, Hy moet luister. ja. Ja. Die eendag toe ons Sarah geopenbaar van 'n sekere vrou wat tot iets met hierdie vrou gebeur en toe hy dit vir haar sê, toe openbaar die Here dit aan haar en hy wys 'n sweep uit. Nou haar oupa het haar altyd met die sweep geslaan en dit lê toe in die huis en hy sê toe noem hy wat met haar gebeur het. Hy sê toe begin sy opblaas en sy lyk letterlik asof sy gaan ontplof. Hy sê haar gehele gesig en sy blaas so en hy weet nie wat die ding se naam is. Hy sê jou opblaasdemoon in die naam van Jesus los haar toe blaas hy so af. Soos 'n blaas op. Regtig, toe spreek hy die werk aan en hy gebied die demon. Okay. Onthou uitroepteken. Ons het hom oorwin. Openbaring 12 vers 11. Al lyk Satan so sterk en magtig. 1 brullende leeu, nie 'n katjie nie, 'n leeu, nie 'n muis met 'n luidspreker nie. Die ander dag toe hoor ek 'n vrou
So Rika weet ook van haar, sê nee, hy is 'n kakkerlak met 'n uitspreker. Maar weet jy, is gewoonlik die Jezebel wat so sê, want daai Jezebel gees stel daai vrou op, want hy gaan nou teen haar kom. Ja. En sy gaan uitvind, hy is nie 'n kakkerlak met 'n uitspreker nie. Die woord sê 'n brullende leeu. Hy sê, hoor hy sê, nie 'n jong, onervare leeu, wat Samson in Rigters 14 vers 5 bestorm het nie. Samson en Dawid het met die krag van die Heilige Gees oorwin. 6000 jaar ondervinding. Soek wie hy kan verslind. Is gelyk aan of beteken opvreet en insluk. Sê nie het gevind nie, maar soek diegene, met ander woorde, daar is hulle wat gevind kan word, wat hy natuurlik verslind. En as hy hulle raakloop, sal hy deur een of al sy karaktertrekke daardie een vernietig. Esegiel 22 vers 25, 'n sameswering van sy profete is in hom, soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeur. Hulle eet die siele op, skatte en kosbare dinge neem hulle weg. Amos 3 vers 4, sal 'n leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie? Sal 'n jong leeu sy stem uit sy lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie? As die leeu in die nabyheid brul, skrik die onervare prooi so erg dat hy vir sekondes lank lam is van skok. Dis nogals interessant wat Sarah hier sê. Ja. As jy onervare is en die leeu brul skielik en jy het hom nou nog bespot ook met daai luidspreker nonsens, dan gaan jy lam wees van skrik. As hy eers teen jou kom, ou broer, ons weet die vyand, God is almagtig en ons het wapens kragtig deur God. Maar sodra jy arrogant raak met die vyand, en glo my ek weet waarvan ek praat, dan val jy hard. Jy val hard. Want jy kan nie uit 'n gees van arrogansie teen die Satan en sy magdom van gees te veg nie. Ja. Jy kan ons nie uit arrogansie uit veg en sy karaktertrekke hê en hom wil aanvat in geveg. Dit gaan nie werk nie. Okay, so waar is ons nou? As die leeu, talm te lank in die omgewing en word prooi. Maar, doetjie, maar ons is nie onbekend met sy planne nie. So hy sê nou, as die leeu brul, dan die onervare prooi skrik en raak lam, né? En hy sê dan, talm te lank in die omgewing en word prooi. Maar ons is nie onbekend met sy planne nie. 2 Korintiërs 2 vers 11. Miskien was u tot nou toe, maar dit verander nou. Ons weerstaan hom en al sy triks in Jesus naam. 1 Petrus 5 vers 7 tot 10. Ons werp al ons bekommernisse op hom, want hy sorg vir ons. Ons hoef nie op verkeerde plekke hulp te soek nie, in hakies. Ons is ook nugter en waaksaam, en ons staan hom te, standvastig in die geloof, en ons verwag dat die Here van genade self, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, ons sal volmaak, bevestig, versterk en grondves. Sien ook 1 Petrus 1 vers 6 tot 10. Jakobus 1 vers 2 tot 5, Sarah was baie lief vir hierdie skrif. Ag dit louter vreugde, broeders, hakkies, kinders van God, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Petrus, deur die Heilige Gees leer ons in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, dat ons vir 'n kort tydjie bedroef word deur beproewinge, en daardeur word ons geloof soos goud gelouter. Hoekom? Sodat ons waardig bevind kan word by die openbaring van Christus. Ek wil 'n bietjie onderskei dit, broer. Die fans is gelukkig met hierdie nie. En miskien het julle daar
wat dan kyk na dit of julle daar begin voel daar's 'n ondermyning, daar is 'n blokkasie, Ja. daar's struikelblokke in die gees en nie net dit nie, daar's 'n verwarring. Ek praat, maar dis as die woorde verdwyn. Jy kan nie konsentreer nie. Dis die Satan se werk en sy demoniese magte. En hy gebruik human spirits, hy gebruik demoniese magte van struikelblokke, ondermynings, Ja. blokkasies, verwarring, bindings. En daarom gaan ons bietjie ons wapens opvat. Ek het eintlik nou al, toe dog ek, ja, ek wag nou, jy gaan seker nou sê. Maar ek dink seker Ek het nogal lank uitgehou. Jy het nogal. Hierdie omtrent die hele blaai. Maar okay. En toe raak ek nou 'n bietjie Ja, op vir hierdie storie. Okay, so kom ons bid, broer. Ja, Hemelse Vader, terwyl ek hierdie woord lees, het ek geweet ons teestander, die duiwel, is alweer besig om ons te probeer ondermyn. Hy probeer struikelblokke veroorsaak vir ons en steuringe en steurnisse deur sy demoniese magte, maar u woord sê, Here Jesus, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en onsself gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer heel gehoorsaamheid volkome is. Daarom breek ek elke vesting, skans en plan af, wat opgewerp word teen die kennis van God, wat ons nou probeer hier spreek in die naam van Jesus. Ek bestraf dit met die lig, en die woord sê, dat alles wat deur die lig bestraf word geopenbaar. Verder staan geskryf, julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Omdat u woord sê, in hom, in Jesus, hy het die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle besny is met 'n besnydenis, wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die doodheid opgewek het, en julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons verhandig was, het hy uitgedelg en weggeruim, nadat hy dit aan die kruis vastgenaal het, en die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oral getriomfeer het. Here, nou kom ek met die swaard van die Gees, wat lewend en kragtig en skerper is as enige tweesnydende swaard. En ek sny elke vesting, skans en plan van die vyand uitmekaar. In die naam van Jesus Christus, uitgeklede, in die openbaar tentoongestelde, oorgetriomfeerde bose geeste, in die naam van Jesus, julle is onderworpe aan ons gesag. Want Jesus Christus het gesê, moenie daaroor bly wees dat die geeste onderworpe is aan julle nie. Julle sal julle nou onderwerp aan ons. Julle sal nou gaan in die naam van Jesus Christus. Julle opdragte is gekanselleer. Julle wyk nou in Jesus naam. En elke human spirit wat teen ons kom, ek bind julle werke en ek maak julle kragteloos in die naam van Jesus. Amen. In die naam van Jesus. Here, nou bid ek dat die dienende geeste sal stuur vir ons wat die saligheid beerwe. En dat die alle hindernisse uit die pad sal ruim. U woord sê, ken my in al jou weë en ek sal jou pad gelyk maak. Amen. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Groet dan se breekvat. Nee, kon jy dit agterkom, broer? Ek het eintlik toe ons al begin het, toe voel ek Die atmosfeer. ja, die atmosfeer is dat die anti-kris is nie gelukkig. Ja, Like dat nou. Hulle is Ek het Jenny en wat jy gesê amper nie gehoor nie. Ek ook. Ja. Dit het regtig gegaan. Ja, en ek voel hierso. ja. Wat ek spreek is asof hulle dit so hou hierso en dit gaan nie uit na julle toe nie. En ek hoor amper myself. Ja. Ek het Jenny, ek kon nie nou maar wat. Ek het regtig ek sit so ja, ek sit so dink ek nog dit gaan nou gebeur. Dink ek ja, jy gaan nou stop en dan gaan jy nou dit ja. Dit gaan nou gebeur. Ek weet. Poep. Ek is bly dit het gebeur en ek gaan selfs hierdie oplos. Jy Want moet dit inlos. mense moet verstaan. Dit is wat hulle doen. Dit is hoekom baie pastore preek en die mense sit so en kyk so zombies voel.
Ja. Want hulle moet die grondgebied vat en hulle moet daai goeders bind. Hulle nog voor die tyd Ja. moet daar voorbidders wees wat intree. Ja. Want hulle onderskat deesdae in die kerke die mag van die lig, Ja. van die gees wat kom Van die nou in geeste. werk in die En die owerhede en die magte. Ja. In die Ek is nie. ja, nee, dit is nee, maar ja. Ja. Maar ek bedoel nog steeds, hulle kom Ja, teen ons want hierdie lering gaan uit en ek bedoel dis regtig kragtige woord wat uitgaan. En hulle probeer als laat en ek weet baie ouens wat nie in die gees wat vleeslik daarna kyk sal nie verstaan as jy dit sê nie, maar in die gees hou hulle regtig terug dat die woorde uitgaan. Ja, Jy sê jy ja. hoor nie eintlik nie. Jy hoor, maar jy hoor nie. Ons het al baie keer dan bedien ons mense. Jy was al by, dan bedien ons en gee ons die evangelie vir daai persoon daar dan jy kan sien sy hoor dan stop ons luister dat jy verstaan, dat jy gehoor. Dis soos 'n muur. Dit is nee Sê eintlik. gou weer. Ja, dan is dit dan Ja. sê gou weer. Of jy vra vir hulle, sê my het jy enigiets gehoor wat ek daar gesê? Nee. Ja. Of jy vra vir hulle, is dit asof iemand jou ore toedruk? Ja, Ja. dan sal hulle heeltemal gecage deur die god van die wêreld want Dis hulle so. miskien hulle fortuin laat vertel of hulle het miskien iets gedoen in die okkulte Ja. en hulle is heeltemal gebind en dit is waar die kind van God moet sy wapens ken. Ja. Dan sal ons eers daai goed bind en dan kan hulle skielik Ja, jou dan volg kan en hulle dan kan dan hulle volg luister. hulle. Ja. Ja, en dis dieselfde Ja. nou, ek het gevoel. Laat luister dit is ek het eintlik ek het 'n verdrukking gevoel. Ja, So ja, ek ja. gevoel het so. Ja. Ongemaklik. En terwyl ek gebid het, het daar baie krag uitgegaan. Ja. En daai krag praat dis soos 'n elektrisiteit. Dit is Ja. soos 'n van die woord sê Jesus het voel die krag aan het om dit op een van hierdie leringe vertel ons Sarel van die eerste keer wat hy duiwel uitgedryf het of gebid het vir 'n oom. Na die eerste duiwel wat hy uitgedryf het. Toe hy bid, toe voel hy hier kom elektrisiteit by sy arm af. Hy sê dit gaan deur hom. Die oom het 'n beroerte gehad en sy tong het uit sy mond gegaan. Hy sê en skielik weet die oom weer wie hy is. En die volgende dag te werk hy om in sy tuin. Ja. Ek weet hy het breinskade gehad en die Here genees daai oom van breinskade. Nou ja, oom Sarel het my hande gelê. Ek het breinskade gehad. Ek is Ja. genees van breinskade. So gawe van genesing, maar die krag gaan uit, broer. Ja. En dit is 'n goddelike krag met genesing en met kragtige dade en wondertekens Amen. en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Amen. Okay, broer, waar was ons gewees? Dit voel beter, né? Die laaste kant. Wees altyd attent. Wees altyd attent op die werking wat die duiwel bring. Wat ek bedoel is, ons het nou net gesê jy kan hom onderskei op sy werk. Hoe ek geweet het hoe hulle dat hulle nie kan hoor nie, is ek het gevoel wat hier aangaan. Want ek het so begin voel. So sal jy baie keer as jy ook iemand bedien kan onderskei. Hey, maar daai ou, soms dan dink jy is jy wat so voel. Jy staan voor 'n ou en jy voel skielik so insecure. So wat is insecurity? Onseker. Onseker. Jy soos jy weet amper nie om te smaal mee nie, broer. Jy dink is jy. Ja. Dis daai gees wat op daai ou is wat jy onderskei en jy weet dit nie, want jy is insecure. Nie? Ja. En dan kan jy vir daai sê dis wat daar is. Ja. Wees baie attent hierso. Ons sal dit altyd gesê van hier af. Ek wil julle nie eintlik sê wat jy kan letterlik kragtige dade van hier af doen, maar ek sal later dalk eendag noem wat jy kan alles wat hom Sarel my verduidelik het, maar wanneer jy attent raak op jou hart en onderskei van jou hart, ek het altyd dan hom Sarel vir my gesê, hoe weet hy dit? Hy sê sien nou maar weer daar's 3 of 4 mense in 'n huis gewees, hy was nie eens naby die huis, hy het in die kar gesit. Dan sit asof hy sien presies wat in 'n huis aangaan. Hoe weet jy? Hy sê jy kyk van hier af. Jy kyk met jou geestelike oë. Dan draai ek so. Dit werk nie so. Jy bid, as jy bid vir die Here en dat jy kan. En dan begin jy agterkom maar jy begin ander goed onderskei. Jy weet aan die begin nie wat dit is nie, maar wees baie attent en vra die Heilige Gees, wat is dit wat jy onderskei? Okay broer, waar was ons gewees? Ek dink jy het klaar gemaak met die bladsy. Okay, nee, ons was hierso. En hy het ons niks gehoor nie. Luister die video. Dan moet jy die video gaan kyk. Ja, dis 'n probleem. Moet ek dit weer lees of gaan hulle rewind? Kyk die video want daar's altyd prentjies by. Daar's altyd 'n mooi prentjies by. Okay, ja, dit is 'n probleem. Okay.
die bank gaan sit. Okay, so om Saal het gesê, ons weerstaan hom en al sy triks in Jesus naam. We gaan net so vinnige opsomming. Ons werp al ons bekommernis op hom, want hy sorg vir ons. Ons hoef nie op die verkeerde plekke hulp te soek nie. Ons is ook nugter en waaksaam en ons staan hom teë, standvastig in die geloof. En ons verwag dat die Here van genade self, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, ons sal volmaak, bevestig, versterk en grondves. Sien ook 1 Petrus 1 vers 6 tot 10 en Jakobus 1 vers 2 tot 5. Ag dit loutere vreugde, my broeders, kinders van God, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. So hierdie beproewing van ons geloof werk hierdie lydsaamheid, hierdie aanvalle, wanneer ons hom weerstaan. En wanneer ons deur sekere toetse gaan, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Petrus, deur die Heilige Gees, leer ons in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, dat ons vir 'n kort tydjie bedroef word, deur beproewinge, en daardeur word ons geloof soos goud gelouter. Hoekom? Sodat ons waardig bevind kan word by die openbaring van Christus. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, want hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Dit sê nie ons gaan nie deur versoeking nie, maar dit sê God is getrou en die versoeking wat ons aangryp sal 'n menslike wees en dit sal nie bo ons kragte wees nie. Sodra die vyand buite die wil van God beweeg en jy probeer versoek bo jou, dan sal die engele, daai wat noem ons Sarah hulle? Die dienende engele. Ja, die dienende engele. Ja, die spaar wat Ons Sarah het hulle iets genoem. Reserves. Die reserves. Die reserves is al die engele in die jaar. Dan sal hulle intree en hulle sal hom sy plek sit. Ons is in 'n wedstryd. Die vyand het ook sekere reëls. Hy mag jou nie bo jou vermoëns versoek nie. God sal dit nie toelaat nie. Die engele sal as hulle, want baie keer is 'n versoeking so erg, broer, dat dit voel dis hier op die edge. En dis daar waar die engele besig is om te kyk. Oortree Satan nou, want hulle sal vir hom stop. Okay. So, okay. Kom ons gaan aan, broer Johan. Okay, hy sê hierso, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. So die Here sal die uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. Broer, jy verdra iets wat nogals rof is. Jy moet dit kan verdra. So dit sê nie die versoeking gaan baie min wees, of hy sê hy gaan 'n uitkoms moet gee, sodat ons dit kan verdra. 1 Korintiërs 10 vers 13, Satan sal jou met misleiding en bedrog. Hoe gaan dit hier? 1 Korintiërs 10 vers 13, Satan sal jou met misleiding en bedrog, Genesis 3 vers 13, 'n rad voor die oë probeer draai, dat jy hulp gaan soek by die verkeerde plekke, en mense en jou boonop 'n klomp geld uit die sak jaag, omdat hy 'n dief is. Johannes 10 vers 10. Moenie daarvoor val nie. So hy sê hierso dat Satan gaan kom en hy gaan jou probeer versoek. Het jy dit agtergekom, broer? Ek wil nou sê presies wat ek dink, dan mag jy laat jy praat. Maar ek dink jy gaan hierdie deeltjie lees, want jy sal dit geniet. Maar voor ons dit doen, ek het nou net weer opgetel, en jy het opgetel. Ek het gehoor in hierdie oor, ons is al weer besig met 'n ding. Het enig van julle dit opgetel? Ons gaan nie hierdie insit, ek sal dit uitsny. Nee, ek het nou niks opgetel. Ek wou en dit baie keer is dit soos 'n in hierdie oor het ek dit soos 'n skerp klank gehoor. Dis sonbesie. Ja, jy het dit gehoor. Ja, nou net. Nou in my Okay. Ek het in hierdie oor gehoor. En weet jy wat ek dink oor die Engels? Vervloeking. Want jy weet, dis 'n vervloeking, val van die human spirit af, of iemand sê iets. Dit kom uit as 'n iets wat jy hoor. Jy weet, jy het al daai gesegde oor jou oor is seker gesing. Ons het van jou gespeel. Maak jou oor ook so. Okay, wel die vyand
het nou net homself in die openbaar tentoongestel, want Amen. ek gaan dit oplos. Ja. Ek gaan vir julle sê wat dit is. Ek het een keer langs 'n skitsofreen gesit en hierdie ou het my begin vervloek. Hy was kwaad vir my. En ek vertel hom toe hoe 'n vloek werk en hy sê, so as ek sê ek vervloek en hy spreek 'n vloek en hy noem my naam, toe hy my naam hoor, toe gaan my oor. Toe skiet my oor. Ek sê vir wat maak jy man? Jy kan nie my so vervloek nie en ek moes die ding afsny want ons krag in jou woorde. Ja. Hier's 'n bevestiging. In die woord van 2 en 3 getuies sal elke woord vasstel. Jy het 'n tweet, jy en ek. Ek het hom nou op. Okay. Hy is al albei ore. Ja, okay, so daai high pitched wat jy gesê sonbesie, net soos dit. Dis van besig. Sonbesie. Okay, dis interessant. Ons weet ook van die persoon van waar dit kom. Hy sê dit kom. Moet ek dit sê? Ek het nou nie gehoor van wie jy maar self besluit. Het iemand een aand hier gesit? Okay, ons sal nie. Het iemand een aand hier gesit en sy wou ons stop omdat ons sekere goed gesê het. Nou hoor ek. Val oor die mediese industrie. Okay, ek hoor nou. En die persoon is besig omdat hulle weet natuurlik ons is nou besig, is hierdie tyd. En sy wou ons mos deur 'n Jezebel gees weerstaan. Yes, dis hy. Nou weet ek. So dit kom van daai persoon af. Ek weet ook. Want die Here het nou vir Tiaan gewys. Okay. So as die Heilige Gees vir jou laat raakslaan, Paulus sê, ons slaan nie soos iemand wat mislaan. Ons slaan nie in die lug nie, maar ons slaan raak. Ja. Nou gaan ons raakslaan. So kom ons kanselleer daai vloek. Amen. Here, ons kom in die naam van Jesus Christus deur teen daardie Jezebel gees wat Amen. nou opstaan in die gereg teen ons. U woord sê geen wapen wat gesmee word teen ons sal enigiets uitrig nie en elke tong wat opstaan in die gereg teen julle sal julle weer lê. Dit is die erfdeel van die diensknegte van die Here en hul geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Daarom weer lê ek nou daardie vrou en daardie mense se tonge wat opstaan in die gereg teen ons, wat 'n vervloeking uitspreek oor hierdie lering, Amen. omdat sy haar hart verhard het teen die lering. En hy gebied en beveel elke demoniese mag, krag en heerskappy gekoppel aan haar vloeke en uitsprake om dadelik hierdie grondgebied te Amen. verlaat en ons almal in die naam van Jesus Christus. Hierdie ongeregtigheid, hierdie ondermyning word nou gestuit met ons wapens, kragtig deur God in die naam Amen. van Jesus Christus. En Here, daardie Jezebel gees wat in daardie persoon is, volgens Matteus 18:18, bind ek jou nou in die naam van Jesus Christus. Alle ongeregtigheid hou sy mond toe in Jesus se naam. En ons dank U daarvoor, Here, in die naam van Jesus. Jy weet broer, die vyand moes ons eintlik nie aangeval het hier. Nou haal ons die swaardheid. En nou sit op die video, nou weet ons selfs wat om te doen. Dis So prys die Here. Openbaar, ja. Wat sê hy? Waarom? Ag, dit louter vreugde, my broeders. Ons het vreugde. Dit is Ja. mooi. Ja nee, dit is wonderlik ou broer. Okay, so kom ons gaan, broer. Amen. Bladsy. Bladsy 4. Dit voel ons nou baie beter, broer. Jy sien en broer, as jy daai dood wat hulle spreek afbreek Ja. deur die wapens, dan begin die atmosfeer verander. Ek Dis weet nie of julle kan voel nie. Ja. Maar dis hoe dit gedoen word, broer. Ja, definitief. Ja, jy kan voel die atmosfeer is sommer klaar anders. Ja. Né? Amen. Amen. Ek het bladsy 4. Maar pastoor, ek het klaar vir sy bedrog geval en het dit en dat en nog iets anders gedoen. Jy weet nie hoe laag ek geval het nie. Hoe kom ek hieruit? Ek het by waarsêers en voorvader geesaanbidders beland en in poeiers gebad en snaakse konkoksies gedrink en dit by mense wat sê dat hulle kinders van God is en dit lyk of ek die vrugte pluk van die verkeerde saad wat ek gesaai het. Ek was by 'n chiropractus wat my ruggraat omtrent gebreek het en dit met R750 vir 'n halfuur gekos. Jy ken dit, né? En ander mense het naalde in my gesteek en my 'n plaas se geld gevra. Ek moet elke maand of so weer teruggaan vir meer mishandeling en seer kry en ek betaal deur my ore daarvoor. So. My oom het vir 2 jaar elke 2 weke na hierdie ruk en pluk dokters gegaan
oor 'n ewige pyn in sy nek, niks gehelp, siekefonds uitgeput. As mens 'n melkkoei het, slag jy haar nie. Sy moet gemelk word. Maar oom, hoe kom ek hier uit? Vra u, is daar 'n weg? O ja, kind, daar is, ek is, hy is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6. Maar nou moet ons eers na ons span, die wenspan, kyk, met die kaptein in beheer. Hy het ook vele name en sy name bevestig ook sy onkreukbare karakter. Kom ons kyk 'n bietjie dierbares. Sarah het ook 'n paar mooi woorde, onkreukbare karakter. In Psalm 8 vers 1, heerlik o Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde, u wat u majesteit gelê het op die hemele. Bedoelende Jesus sy seun, wat hoër as al die magte en prinsdomme en bose geeste heers. Hebreërs 26 vers 7, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Eksodus 3 vers 14, ek is, wonderlik, is, nie was nie, is. Dit beteken mos nou hier, op die oomblik. Sien ook Johannes 8 vers 58, ek is in staat om alles te doen wat jy my vra. Sal enige iets vir my te wonderlik wees om te doen? Genesis 8 vers 14, en in Jeremia 32 vers 17 en 27, en ook in Sagaria 8 vers 6, sê dit, as dit te wonderbaar is in die oë van die volk, sal dit ook vir my te wonderbaar wees. Spreuke met 'n vraagteken. Spreuke 18 vers 10. 'n sterk toring, as u hom nodig het, kan u daarin hardloop en beskerming verkry. Is dit nie kosbaar nie? Ons sal later die Hebreëse en ander name van die Here bestudeer en daardeur geseën word. In die Bybelse tye was name baie belangrik en het die persoon se karakter weerspieël of geprofeteer hoe hulle sou wees wanneer hulle volwasse is. Dink byvoorbeeld hoe Isak oor sy jongste tweelingseun se karakter geprofeteer het deur hom Jakob bedrieër te noem. In sy volwasse lewe het hy sy eie vader bedrieg deur 'n velletjie oor sy hande te hou, sodat Isak hom in steede van Esau moes seën. Genesis 27. Okay, Genesis 27 vers 22 tot 30, en later baie ryk geword uit sy skoonvader Laban se vee deur manipulering of op die diere toe te pas. Sy ouers het van kleins af geweet hy sou mense bedrieg en hom die regte naam gegee. Later het die Here hom Israel, in hakkies, jy sal regeer genoem, nadat hy met God by die Jabok rivier gestoei het. Genesis 32 vers 24 tot 25. Voordat ons na die Here se Hebreëse name kyk, wil ek u graag 'n paar demoniese name gee, net in geval u hierby betrokke raak. Onthou asseblief, uitroepteken broer Johan, Satan en sy demone is leenaars en kan jou deur hierdie name mislei. Ons vertrou altyd op die Heilige Gees vir onderskeiding. Amen. En ons dryf geeste uit volgens hul manifestasies en gedragspatrone. Baie belangrik broer Johan. Amen. Ons dryf hulle uit deur manifestasies en gedragspatrone. Nie die name wat hulle ons gee nie. Baie belangrik broer. Die volgende staaltjie vertel ek omdat dit 'n reuse impak op iemand se lewe gehad het. Op 'n dag kom 'n jong dwelmverslaafde, Sally, hakkies skuilnaam, na my. Sarel, ek is moeg vir die lewe wat ek lei. Ek verkoop al my liggaam vir dwelms en droom snags die vreeslikste drome. Kan die Here my ook help, oom? Vraagteken. Sy vra die regte oom, dis verseker. Ja. Is ek nie al verby sy genade nie, oom? Sê sy met betraande oë. Nee, Sally,
Kom ons nader die troon van genade. Ek bid vir 'n paar minute saam met haar en verduidelik die evangelie. Sy nooi die Here Jesus in haar hart om haar saligmaker te wees. En ek dag of so en 'n dag of so later doop ons haar. Laat my net byvoeg. Hierdie is nou nie 'n leerstelling nie, maar ek dryf nooit duiwels uit 'n ongeredde, ongedoopte volgens Handelinge 2:38 persoon nie. Ek was egter deur die Heilige Gees oortuig, ons het dit ook al gedoen, maar net as die Heilige Gees vir jou sê, hierdie persoon is so siek, hulle kan nie regtig hom aanvaar as ons nie eers hierdie demoon slaan nie, en ons dryf hom uit, anders is ons so gebind, dan dryf ons die man uit, en daarna sal ons hulle dadelik doop, of jy laat nie baie tyd oorslaan nie. Ok, ek was egter deur die Heilige Gees oortuig om dit in 1 of 2 gevalle te doen. Die nood was geweldig hoog en later het ek die regstellende aksie gedoen. Maar dis net met groot omstandighede en net deur die Here se leiding. Later meer hieroor. Na Sally se doop gaan ons na die huis waar ek en my vrou haar geestelik bedien. Die gawe van woord van kennis, 1 Korintiërs 12 vers 8, opereer en die Here openbaar aan my dat Sally 'n familiêre gees wat al jare haar vriend is. Toe ek haar daarna vra, sê sy, ja oom Sarel, sy naam is Kabushka en hy is, vuil naam daai, voel jy dit broer, dis 'n gaga naam, en hy is maar al die jare vandat ek nog 'n klein dogtertjie was by my. So sy ken hom. Nadat ek aan haar verduidelik het dat die Heilige Gees nou in haar tempel woon en nie met duisternis gemeenskap het nie, vra sy dat ek nou hom uitdryf. Dadelik doen ek dit en daarna het sy groot blydskap ervaar oor die proses van hierdie bevryding. Deel ook later. Nou hierdie familiêre geeste gaan gewoonlik in 'n familie vir honderde jare. En gewoonlik waar mense gypsies of hekse was, het hulle sekere guiding spirits ingenooi. En daai guiding spirits sal van geslag tot geslag gaan. Alles het 400, 500 jaar tot en met hulle iemand soos Sarel ontmoet wat vir hom sê hy moet gaan. Ok. Kort hierna verhuis ons vir 2 jaar verloor ons kontak met Sally. Intussen raak sy en 'n familielid by 'n anti-Pinksterkerk betrokke. En toe ek haar weer sien, het sy haar blydskap in die Here verloor. Enige kerk wat anti-Heilige Gees gawes is, broer, is anti-Christ. Tydens my besoek daar, het ek 'n dierbare vriend, 'n Nigerië pastoor, Bassie, saamgeneem, en een aand besluit ons om 'n huisdiens te hou, en vir die dierbares vir die doping van die Heilige Gees te bid. Nou, ek wil net sê, Bassie, toe gaan 2 jaar verby, en toe sien hulle nou weer vir Sally. En toe sy heeltemal daai gees, ok, lees jy verder, broer, van daar af. Of in die Heilige Gees. Hier en daar het ek vreemde tale. Nee, Waar wil jy, broer? jy is van haar pastoor O, Bassie. van pastoor, ok. Pastoor Bassie het die woord bedien, 'n uitnodiging gemaak en begin bid vir die doping met of in die Heilige Gees. Hier en daar het ek vreemde tale hoor deurbreek, maar Sally het soos 'n dooie daar gestaan en die salwing wat swaar op almal gerus het haar blykbaar nie aangeraak nie. Dit was asof sy op 'n ander planeet was en nie in die kosbare teenwoordigheid van die Here nie. Skielik hoor ek daardie sagte stem sê, Kabushka is terug en sy kan nie hoor of sien nie. Dryf hom uit. Ek het gedink die Here verwys na 2 Korintiërs 4 vers 4. Maar meer later, Sally, kom gou saam met my. Kabushka is terug. Hoekom? Die Here sê, ek moet hom weer uitdryf. NB notabene, u merk, ek skryf Satan en demone se name in klein letters. Oom Sarel wil hulle eer gee, so hy skryf hier klein letters. Oom Sarel, ek is so jammer. Toe oom hulle weg is,
het ek moed verloor, want hier is niemand om my verder te leer nie. En toe Kabushka sê hy wil terugkom, het ek ja gesê. Dit was 'n groot fout, oom. Want ek moet nou maak soos hy sê. Of hy maak my seer en nou verkrag hy my ook. Dryf hom uit, oom, asseblief. Ek weet dit klink vreemd, maar ek deel later ook hiermee. Kabushka was haar familiêre gees of spirit guide. Ek dryf die demoon uit en was nog skaars terug saam met die ander, toe breek sy in tale deur. Prys die Here. Natuurlik het ek eers die tale getoets of dit uit die Here was en nie dalk Kabushka wat my om die bos probeer lei nie. 1 Johannes 4 vers 1. Hierdie is so uiters belangrik om te onthou, want ek het al baie mense in tale hoor praat en dit was met 'n gebrabbel en nie tale nie, of ek wil amper sê geknetter. Partykeer hoor jy geknetter. Om hierdie te weet, het 'n mens die gawe van onderskeiding van geeste volgens 1 Korintiërs 12 vers 10 nodig. Nie vooroordele of intellek nie. En natuurlik maak ons nie die spreker in tale seer nie, met groot empatie en meegevoel en Heilige Gees wysheid. 1 Korintiërs 12 vers 8. En natuurlik die Here se leiding. Benader ons hom of haar as ons in staat is om die persoon suksesvol te kan bedien. Anders doen mens meer skade en kan maklik die persoon van die kerk en God vervreem. Ons taak is om te leer, op te voed, versterk, stig, nie afbreek nie. Ons is nie sout, ons is die sout van die aarde en ons woorde is altyd met sout besprinkel. Sien Matteus 28 vers 19 en 20, Markus 9 vers 50, Kolossense 4 vers 6, Efesiërs 4 vers 29, 1 Korintiërs 14 vers 12 en 26. In die vertelling oor Sally wil ek noem dat sy baie gelukkig was dat daar nie meer demone ingekom het nie. Matteus 12 vers 45. Daarin is ook ander waardevolle geestelike lewenslesse te leer. Goed bedoelde of dalk nie familielid het haar 'n ander kerk het haar na 'n ander kerk gelok en sy het gegaan. Weet jy hoekom? 2 redes. In die eerste plek was die ander geestelikes nie oortuig van haar bekering nie en het haar nie ondersteun nie. En aan die ander kant was die kerkmense te eenvoudig en armoedig vir die familielid en het haar na 'n kerk geneem waar daar net duur nuwe motors te sien was. Right, goed, So hy praat van die geestelikes. Ja. Hulle het haar na so 'n kerk gevat en ja, hulle het haar ook toe nou na hierdie kerk gevat waar hierdie diermotors was. Al die rykes is. Wat se motors dink jy was daar? Hy werk gelukkig nie meer daar nie. Okay. Dis moet ons Mercedes terapie vir die aand inkry, bro. Van die gees, okay. Van die gees van God was daar niks bespeer nie. Dit by monde van dierbare vriend wat al jare om vrou Lise onthaalwe daar dien. Dis wat 'n vriend van hom sê, hy gaan maar daar omdat sy vrou daar gaan, maar die gees van die Here is nie daar nie. Dierbares, mens moet versigtig wees, baie versigtig. Moenie deur honderde motors en reuse kerke om die bos gelei word nie. Die skrif leer dat min die pad sal vind. Matteus 7 vers 14, selfs onder gereddes is net die helfte gereed. Dink 'n bietjie daaraan, bro. Hulle lampies vol olie en gaan die skok geweldig wees. Wanneer die bruidegom om middernag kom, Matteus 25 vers 1 tot 10. Hier in P is 'n groot kerk, honderde, dalk duisende lidmate. Sondagoggend staan daar letterlik honderde motors geparkeer. Maar die leier het 'n tyd gelede geadverteer dat daar nie iets soos doping in die Heilige Gees en gepaardgaande gawes bestaan nie en het vir etlike weke lank lering daaroor aangebied. Volgens hom
was die tale en ander gawes net vir die apostels. Onthou jy daai Church of Christ? Ja, Hulle sê dieselfde. Antichrist. anti-Christus. Antigawes, antichrist, antigees van God. Ander gees, ander Jesus sonder krag. Ja. OK. Onthou ons sê altyd Paulus sê hy gaan kom en gaan kom kyk wat is hulle krag. Dis hy. OK? Dat die honderde gemeentelede hom onomgewonde glo. Onomgewonde. Onopwonde. OK. Dat die honderde gemeentelede hom onomwonde glo. Sê jy moet ook met 'n ou woordjie sukkel, kan net ek. Ek gaan hom net so sny. Die gehoor ek sê hom so perfek dat ek hom net sny. Wys maar net op hulle eie gebrekkige Bybelstudie, onbekering en geestelike onvolwassenheid. As ek daar was, sou ek opgestaan het en hom gevra het of Cornelius en sy huisgenote ook apostels was en die Samaritane, Handelinge 8 vers 14 tot 17 ook, sowel as die gelowiges in Korinthe, Handelinge 19 vers 1 tot 7. By 'n ander reuse Pinksterkerk, nogal baie op TV met honderde motors in die parkeerarea, neem die altaarwerkers elke nou en dan 'n smoukbreak wanneer hulle probeer duiwels uitdryf. Kan jy dink, hulle probeer ten minste, jy weet. Maar dan gaan vat hulle smoukbreak en ja, as hulle 'n bietjie moeg Hulle raak. kry dalk reg broer, die môre gaan dalk in hulle in. Ja, dit Dis het ons al gesien, hoor. Ja. Ons het letterlik 'n vrou, sy wil heeltyd haar naaste se man begeer en sy wil saam met ons bedien. Terwyl ons die geeste uitdryf, dan begin hulle so in haar ingaan. Dat sy later gelê het op die grond, bro. Ja. Dat ons haar moet bedien. En weet jy waar is daai vrou nou? Heeltemal afvallig, sy bly op die straat. Ja. Want sy wou nie luister na die Heilige Gees nie. Sy het haar eie ding gedoen. Ek onthou die dag toe manifesteer 'n vrou wat ons, die vrou wat nie in ons huis inkom nie, want ons huis is uitgesalf. Broer, daai huis wat ons in gebly het was so ingebid. Toe die vrou op die trappe oploop, toe val sy op die trappe neer en sy begin skree van die pyn, want die geeste wil nie in die huis ingaan nie. En hierdie vrou kom, sy sê, ek arrogant broer. Ek bid en hy sê bestraf hulle en toe sy hulle uitdryf, daar lê sy op die trappe en skree. En daar staan die vrou op, baie dankie, daar loop sy. Moenie dink jy gaan in sonde lewe en geeste uitdryf. Ja. Jy gaan nie broer. As jy gaan sit, jy gaan staan en rook. Daar's 'n vals leraar daar buite wat sê as jy rook kan jy net nie rookdemoon uitdryf of 'n nikotienverslawing demoon nie. Maar jy kan al die ander uitdryf. Dis 'n leuen. Ja. Jy kan nie 'n onheilige lewe lei en in verslawing verkeer met die vyand en dan wil jy die vyand gaan uitdryf. Ja. Nee, dis nonsens broer. Dit werk nie so nie. Okay, dis ook die ouderlinge word gesê om baie keer die mense te salf. Okay, waar was ons nou? Okay, so hulle gaan nou. Okay, so hierdie manne gaan natuurlik, hulle probeer die duiwels uitdryf en vat hulle smoukbreak. Okay. Ons moes bevryding op 'n jong man van hierdie gemeente doen. En een van die skokkende dinge, behalwe die smoukbreaks, was dat hy ons vra. Okay. Behalwe die smoukbreaks was dat hy ons vra om hom te sê wanneer om te val. So om Sarel en moes toe nou hierdie jong man bedien wat uit daai kerk kom. Ja. En dan vra hy vir hulle, wanneer moet ek val? Hoor gou. Want dis wat hulle hom laat doen het. Een van hulle sou hom omstoot en hy moes sonder teestribbel omval, want dis hoe die Heilige Gees werk. Dis wat hulle hom geleer het. So toe ons Sarel hulle hom nou begin bedien en die duiwels uitjaag, toe vra hy van, okay, wanneer moet hy nou val? Okay. Sally het by so 'n kerk beland. Die geestelike voedsel was gebrekkig. Haar kerkbywoning het niks tot haar groei bygedra nie. Sy het stadig maar seker begin terugval en nie lank nie of Sally was op die punt na dwelms terug te keer. Dank die Here dat sy liefde ons gedring het om betyds daar verby te gaan en hy het haar weer aan die brand gesteek.
want hy sal mos nie 'n dowwe lampet uitblus nie. Jesaja 42 vers 3 en Matteus 12 vers 20. Die moreel, vraagteken broer, as mens 'n goeie Bybel gloende kerk gevind het, bly daar. Boerbokke het 'n manier om oor draadheininge te spring en as gevolg hulle tel luise aan die ander kant van die heining op. So ons sal sê die boerbokke spring oor die draad en Ja. tel hulle luise op Maar dis aan die waar, ander kant. dis waar ek sê altyd as jy wil rondloop, Church hopping. ja, church hopping. Jy is dan by die gemeente, dan by die gemeente, dan by die gemeente dan. En jy kry broer, Ja, die was ja, by ja. hierdie gemeente ook mense, daar's Kondolini en- jy tel bosluise op. Jy tel bosluise op. Moet ook nie goedsmoeds almal vertrou wat jou van beter dinge wil oortuig nie. Hoe lyk die ander een se geestelike lewe? Vraagteken. Die toetseboom is sy vrug. Ja. Hierdie oor die heiningspringery van Sally het daartoe gelei dat Kabushka teruggekom het en ek glo dis net die Here se genade dat ander demone nie ook ingetrek het nie. Sy eie naam het haar mislei. Okay. Sy eie naam het haar mislei. Dit het nie sy karakter weerspieël nie. Kabushka se naam. Ja. Okay, bro. Die ongenoemde name het ek by die ondergenoemde name het ek by Bro, dit is net weer 'n bietjie ek het nou net baie gesukkel om my laaste deel te lees. Soveel skole. Ek het gedink, ja, ek het editing hierso ja, te doen. Kom ons bid net weer want ek kan elke nou en dan is daar ondermyning daar so. Okay. Here, ons kom weer in die naam van Jesus Christus van Nasaret en ons verstaan en weet dat daar is 'n geveg en ons oorwin die vyand. En baie keer oorwin ons, maar hy het weer 'n ander taktiek of hy probeer weer op 'n ander plek aanval. En ek weet ons moet altyd gereed wees met die wapens om die vyand wat uitgeklee is en openbaar tentoongestel is oor getriomfeer is te weerlê en te bestraf. En nou bestraf ek hierdie verwarring wat teen ons kom, wat probeer keer, wat die vyand probeer gebruik om hierdie lering te stop om uit te gaan. Ek bestraf dit met die lig in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Here, u woord sê op 'n sekere plek, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder ons voete verbrysel. Amen. Verder staan daar geskryf, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam, en hy sê vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen. Daarom kom trap ek nou in die naam van Jesus Christus op skorpioene Amen. en op slange en oor al die krag van die vyand volgens Jesus Christus se woorde in die naam van Jesus. Val nou soos 'n bliksem uit die hemel uit. Elke demoniese mag en human spirit wat teen ons kom in Jesus se naam en gaan uit hierdie grondgebied in die naam van Jesus. Amen. Amen. As hy broer. Right. Die ondergenoemde name het ek by Dr. Rebecca Brown in haar boek Becoming a Vessel of Honor geleen. Ek het baie name by verskillende mense gehoor, maar nie veel notisie daarvan geneem nie en kan dus net 'n paar van hulle onthou. Dis egter nie belangrik om dit te probeer onthou nie, want daar is letterlik miljoene demone. En ek reken dat elke land sy eie swart magte het wat daar opereer, soos ons in Daniël 10 vers 13 lees. Die prins demoon van die koninkryk van duisternis van die Perse het die engel moontlik Gabriël van hoofstuk 8 en 9 3 weke lank beveg totdat die prins van engele Michael hom te hulp gekom het. As daar 'n koninkryk van duisternis in Persië van ouds is, Iran en Irak vandag, is daar seker ander soortgelyke koninkryke in ander lande. Kom ons kyk gou na hierdie demoniese name. Ek gee my eie benaming vir u en verduidelik waar die oorsprong is.
Wanneer ek van okkultiese betrokkenheid praat, bedoel ek een of meer van die volgende: Rooms-Katolisisme, vrymesselary, broederbond, grafskending, voorvadergeesaanbidding, heksery, towery, golery, kulkunste, maar nie alle kulkunstenaars is okkulties nie. Sê hy net in hakies. Insnydings, hipnose, slaapterapie, silver mind terapie, UFO's en aliens, New Age medisyne en terapies soos akupunktuur ensovoorts. Boererate, ophang van varkspek en perdeskoene en families, vervloekings as ook derde oog fasiliteit. Ek gee 'n groter lys en verduidelikings onder geopende deure. Right. In 1 Maleagi, of nee, sorry, 1 ja, nee, sorry, is net 1 hier, soos 1, 2, 3, so nommer 1, okay. En is nie Maleagi nie, dis Malachi. Maar weet jy wat, ek het gedink jy gaan bietjie soek met die demoniese name. Wil jy ek moet hulle lees? Broer, lees jy. Maleagi. Maar ons kan nie demon Maleagi noem nie. Malachi. Hoor jy, ek moet sê ek het dit ook so gelees. Ek het Malachi. Ja, nee. Ja, hy spel amper so maar. Malachi. Ja. Okay, Malachi is 'n spirit guide, dis nommer 1. Ek noem hom familiêre gees of guiding spirit. Sien jy, dit is waar is meer beskrywend. Wie gee hom wat sy naam is? Dis sy hoofnaam. Ja, nee. dit is sy hoofnaam, maar oom Sarel noem hom 'n familiêre gees of 'n guiding spirit. Jy kan baie keer in die oog van iemand sien of hy daar is, broer, jy het al gesien, hè? Ja. Die een oog is baie keer iets is snaaks. Soms lyk dit soos 'n katoog, soms is dit iets donker. Of soms die people is ja, of die oog kyk so, broer. Ja. As jy kyk vir daai ou terwyl hy vir jou kyk, dan manifesteer daai oog, dan kyk hy dak toe. Ja. En as hy nou so regtig besete is, dan kyk daai oog so. Regtig. Ja. En hulle weet dit nie eers. Hulle weet dit nie, ek het al gesien, dan spring hy oog so. Ja. Ja, en dan het hulle guiding spirit. Ja. Ja, ek weet hoe kyk hulle vir 'n ou nie. As hulle so kyk, ja, hulle kom dit nie agter nie. Maar in elk geval, okay, ek noem hom familiêre gees of guiding spirit. Kom dalk lankal in die familie voor indien daar okkultiese betrokkenheid was. So jy kan lankal in die familie voor. In meeste gevalle het hy as denkbeeldige maatjie wat in die hangkas of onder die bed bly ingekom. Wanneer ek mense teekom wat 'n kind of kinders het wat snags sonder rede aan die huil gaan of skree, ondersoek ek of daar nie miskien 'n denkbeeldige maatjie is nie. Hierdie maatjies veroorsaak baie maal dat kinders begin sien en ontwikkel 'n sogenaamde derde oog fasiliteit. Derde oog is om in die gees in te sien, maar dis nou die okkultiese kamma, die driehoek oog van Satan. Jy sien nou dinge in die gees. Maar dis maar net jou geestelike oog gaan oop. Maar wat gebeur is daai denkbeeldige maatjie spirit guide veroorsaak dat daar 'n power demon aan die siel en die gees gekoppel word, wat dan die persoon of kind se oë oopmaak. Dat 'n kind kan in elk geval baie maklik in die gees sien, omdat hy so skoon is, jy weet, en baie keer dan begin hulle kommunikeer en die derde oog fasiliteit soos om Sarah noem gaan dan ook. 2, gosser, gatekeeper, power demon. Daar's ook iets wat ek wil noem vir alles mense as kinders hoe sal ek sê in families incest was. Dan is daar baie keer of daar kom 'n gees in, sy naam is power demon. Hy bind die liggaam, die siel en die gees. Veral as dit 'n familielid was soos 'n pa of wat ook al. Daar kom 'n gees, daai gees is so sterk, broer. Hy bind al drie dele van die persoon.
Liggaam, siel en gees, power demon. Ja. Gasser, gatekeeper, power demon. Ek noem hom gees van astrale projeksie. Hierdie demoon kan baie aggressief wees en kan 'n mens se geestelike liggaam gebruik. In hierdie geval is hierdie power demon 'n gees wat 'n persoon se geestelike liggaam gebruik, hierdie spesifieke power demon. Kan jou geestelike liggaam gebruik om jou fisies aan te val. As 'n persoon iemand haat en hy moordgedagtes, kan hierdie power demon gatekeeper daai persoon se gees vat en die ander persoon letterlik aanval. Sy gees aanval met die ander persoon se gees. Onthou net, wie sy broer haat se moordenaar. Wie kyk na 'n vrou om haar te begeer, het klaar dit gedoen in die hart, in die gees. So nou het jy moordgedagtes en hierdie gees is daar en hy kan jou gees gebruik dan om daai persoon aan te val. En hulle sal dit nie noodwendig En hulle weet dit en die ander persoon raak verskriklik siek en kan self sterf. Maar dis wat jy wil hê, jy spreek ons heeltyd dood tot daai persoon. Ja. En okay, so, kom ons gaan aan. Okay. Ja, so hy gebruik 'n persoon se menslike liggaam om 'n ander persoon fisies aan te val. Sien ook die gedeelte oor demoniese wonder. Hy kan baie maklik as gevolg van alternatiewe medisyne New Age inkom, omdat meeste van hierdie holistiese praktyke deur mense van oosterse oorsprong of westerlinge wat die filosofiese aanhang en bedryf. Hierdie aktiwiteite beoefen. Onder oop deure, dis nou in hakkies, vertel ek u van 'n sogenaamde power demon wat 'n vrou se gees teen haar wil uit haar geneem het en die gevolge daarvan. Ek het hierso 'n dokument waar ons sal in oop deure ingaan en so aan. Hy het dit ongelukkig nooit klaar geskryf nie. Dis baie jammer, maar okay, so. 3. Dosser. Keymaster. By my is sy naam gees van inbraak, want hy stel mense in staat om enige slot sonder skade oop te maak. Dis 'n demon wat mense innooi om hulle te help met inbrake. 4. Death. Ek noem hom gees van die dood. Hy kan mens werklik doodmaak as jy by satanistiese inisiasie 'n verbond met Satan aangaan. Sommige sataniste en niks vermoedende onkundiges laat soms sy naam op hulle liggame tatoeëer. Ander gebruik weer die Grim Reaper. As naam. 'n doodsfiguur met 'n oudtydse sekel in die hand as tatoeëermerk. Ander het weer 'n voorliefde vir Chinese en soortgelyke skrif. Baie mense sit sulke skrifte van Chinese op hulle. Baie mense besef nie dat hierdie 'n soort death wish kan wees nie en dat dit die moontlike rede is dat die Here tatoeëermerke in Levitikus 19 vers 28 belet. Natuurlik die ingeprikte tekeninge onder die vel het die Here belet, want hy het gesê moenie dit doen nie, dit was wat die heidene gedoen het. Maar om tatoeëermerke te sit, ingeprikte tekeninge onder die vel het gegaan oor afgoderry. Die wortel van dit is afgoderry. Dit was hulle afgode en dit was om hulle te merk. Net soos die Satan enige mense gaan merk, het hy sy mense daai tyd gemerk. Ja. En ekskuus, moet net bysê want wat tatoeëermerke ook doen, is dit los ook oop deur. Ja. Baie groot, ja. Ja, los ook oop deur vir demone. Ja. Doorway. Dis 'n doorway. Ja. Ek wil net vir jou sê, hy sê sodat sataniste met sekere inisiasies 'n verbond aangaan met die Satan en hierdie death kom dan ook en hy sal daar wees en as jy dan daai verbond breek, sal hy jou probeer doodmaak. Daar's ook 'n ander een, sy naam is Son of Satan. Dit is 'n demon wat inkom. Daai demon gaan jou probeer doodmaak sodra jy probeer uitkom. So baie keer as jy met 'n satanis werk en jy dryf geeste uit en skielik val hy op die grond neer en dit lyk iemand wurg daai ou en is besig om dood te gaan, weet dat daai is death of Son of Satan wat daai persoon probeer doodmaak reg daar voordat hy kan bevry word. En jy moet daai ding kan bind. Andersins kan 'n ou letterlik sterf, want hy het dit in sy bloed geskryf. As ek jou hierdie verbond breek, kan jy death op my afstuur of die Son of Satan en hy kan jou doodmaak. Dit is so broer, vir die wat bevryding doen, hulle behoort dit te weet, want as die persoon daar lê en hy manifesteer en hy is besig om dood te gaan,
Jy wil nie die ou moet daar doodgaan in jou kerk nie. Ja, Dit ja, gaan ja. nogals 'n merk los. Okay. Ja. Vloer, maar in elk geval, hoe verduidelik jy Ek dit? het dit in die koerant gelees, ook van 'n ou wat bevryding gedoen het en toe gaan die word die ou doodgemaak. Die pastoor het obviously geweet wat hy doen nie. Dis Ja. die ou dood. Ja? Ja. En ons Sarah het een keer op pad Mosselbaai Ek het in die toe. koerant gelees. Ons Sarah was een keer op Mosselbaai toe op pad na meisiekind, nee, en hulle sou bevryd, sy het death op haar gehad. En is 'n jong kind gewees. En terwyl hulle ry om haar te gaan bevry, toe maak die gees daar dood. Toe hulle aankom toe sy dood. Ja, so maar dit kan byvoorbeeld daar ouers wees wat daar geïnisieer het in die Ja, ding, en dan sal ja. dit nie self. Ja. Maar kyk, Hulle offer mos hulle kinders. ja, maar jy moet ook onthou daar's familiêre geeste wat ook op seker veral die oudstes en daai geestes in die kinders al het die ouers die goed gedoen. Verstaan jy? Want die Here besoek die sondes van die voorouers tot in die derde en die vierde geslag. So pas op vir die valse lering op buite. Daar's nou ouens wat kan maar bevryding aanbied, wat bevryding gee en dan bevry hulle jou tot aan die 32ste geslag terug in jou familie in. Terwyl die Bybel sê die Here besoek nie die sondes tot in die derde en die vierde geslag en jy bevry nie daai geslagte nie. En tot in die 9de geslag vorentoe. Die mense is nog eers gebore nie, broer, maar hulle wil hulle bevry. Nee, ek sê vir jou, broer, dis sulke nonsens wat jy weet, een van die broers wat ons deur bevryding, hy het toe nog gegaan. Toe vertel hy my, dis wat hulle gedoen het. En dan laat hulle die ou so, hulle skit hom so, dan laat hom so agtertoe val vir die voorgeslagte en ek weet nie wat se nonsens. Broer, nee, ek sê daar is mense wat okay. Niks vermoedende onkundiges laat soms sy naam op hulle liggaam. Okay, ons het die gelees, né? Okay. Okay, so dit gaan nou oor die tatoeëermerke. Okay, sê hierso. Mag ek ietsie vra? Ja. As jy nou tatoeëermerk het en jy het dit bely en jy het die Here gevra om jou te vergewe daarvoor, dat jy nog steeds 'n oop deur. Nee, jy salf daai tatoeëermerk en jy dryf die doorway demon, gatekeeper demon. Dryf jy want dit is soos 'n gatekeeper. Hy hou geestelike oop deur op daai ding oop omdat dit aan jou kulte gekoppel is. Jy self daai ding en jy dryf daai demon uit in die naam van Jesus. En dan vra jy, dan bind jy en dan maak jy dit toe, vra die Here om dit toe te maak en dit is gedoen. Maar onthou net 'n gees gaan later en dan kom hy weer terug. So sodra jy begin voel maar die ou mens begin weer opstaan en sekere dinge is nie reg nie, sal weer daai tattoo en soos jy die goed aanspreek om te gaan, want dit kan weer oopgaan. Maar dit is nie dadelik nie, dit vat gewoonlik 'n hele lang ruk. Maar jy sal agterkom, iets is nie lekker nie en dat gees is besig om terug te kom. Dan kan jy dit weer salf. Okay, pastoor, dit praat oor die Levitikus 19 vers 28. Dis Ou Testamenties. Ja, ek weet, maar hierdie gaan oor aanbidding van afgode. Dis hoekom dit daar is. So in die Nuwe Testament word afgodsaanbidding mos nie toegelaat nie, my vriend. Matteus 19 vers 17. Onderhou die gebooie. Natuurlik die gebooie gaan oor die Nuwe Testament gebooie, maar in Openbaring sien jy dat die Here gooi later die afgode aanbid daar in die poel van vuur. So dis 'n waarskuwing vir ons. Ons gaan ons nou nie goed doen wat 'n okkultiese wortel het nie. Al onderhou ons nie meer die letter van die wet nie, omdat ons onder die genade is die wet op ons harte geskryf. Hebreërs 8 vers 10, en mag nie steel nie, is mos nie verander na steel maar nie. Ja. So deur die liefde aan God, doen jy nou nie jou naaste kwaad. En deur die liefde aan God, in jou naaste, maar deur die liefde aan God, want jy die Here God lief met jou hele hart, hele siel en jou verstand, gaan jy mos nou nie iets doen wat 'n okkultiese wortel het nie. Ja. Né? En wat sê Paulus? Dat die heidene wat offer aan die duiwels. Ja. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap. Yes, okay. Okay. Waar was ons nou? Okay. Nommer 5. Connie. Pass out. Sal jy dit so sê? Connie. Okay, pass out. Dit is wat hy is. As ek hom aanspreek, hy noem hom pass out, as ek hom aanspreek, maar ek seker wie hy is. Maak ek seker wie hy is. Ekskuus. Okay. Ons doen dit weer. Okay. So hy was baie Ja, baie weird. Okay. Connie nommer 5. Connie. Connie. Ek sê Connie wees nie.
Okay, kom ons sê Connie. Broer, ek is bly jy vat die demone se naam. Dis Ek sê Koenie. Koenie. Sê Wat sê? Koenie. Koenie. Okay. Kom ons doen dit weer. Okay. Okay, nommer 5. Koenie. Paas L. As ek hom aanspreek, maak ek seker wie hy is, want daar is meer as een van hulle en kom soms in kerke voor waar mense onder die krag val. Is dit die salwing? Vraagteken. Kan natuurlik wees en ek glo heel hartig daaraan. Daar is kere wat jy onder die krag kan val, maar dit is baie beheers, broer. Met regte belydenis. En hoor gou wat sê om Sarel, doetjie, maar dan moet die juk gebreek word. As mense wat elke Sondag val, maar die juk word nie gebreek en hulle bly maar ou sondaars wat maar net val Sondag. Kundalini. Ja, dis Kundalini. Ek noem hom gees van floute of bewusteloosheid of koma. In die geval van val in die gees, as ek die valse onderskei, bestraf ek hom as valse godsdienstgees. Dierbaar is, koma kan jou behoorlik die skrik op die lyf jaag. Hy manifesteer dood. Jy dryf hom uit en die volgende oomblik slaan die persoon mors dood neer. Letterlik word dit lyk asof jy daar dood lê. Skrikwekkend en horribaal. En dan, vraagteken, ons hanteer dit alles onder nou veroorlog. Okay. 6. Suski. Okay. Ek noem hom gees van hipnose. Baie moeilike kaland wat hypnotiseer, want hypnotiseer het baie maal nog beheer oor die persoon. Sien, die persoon wat die hipnose doen, die hypnotiseer het baie maal nog beheer oor die persoon. En kan net so maak en Dan val jy nog. dan sal hierdie gees inkom, hierdie Suski. Dis die gees van hipnose. Selumia, gees van selfvernietiging of selfmoord of moord of doodslag. Almal wat ooit enige poging aangewend het, is gewoonlik steeds met hom besmet. Hoor jy broer? As jy jou polse gesny het, jy het pille probeer drink, jy het probeer afspring ergens of selfmoord, of jy het in 'n kar gaan sit en jy het al later besluit nie, ek gaan dit nie doen nie, en die Here was jou genadig, het jou gered, of jy het dit gedoen in die hospitaal beland, dan is jy besmet met hierdie gees. Hy sal nog daar wees, en hy sal probeer die job klaarmaak. En as hy, broer, wat vir die mense sal in hulle gedagtes sê, kom ek maak myself dood, kom ons probeer weer, kom ons, en hy sal saam met Grim Reaper werk, om jou te vernietig. Want jy het hom ingelaat, so jy is besmet met hom, so jy het bevryding nodig. Sy naam, broer, is Salumia. Dis Selumea. Gees van selfvernietiging of selfmoord, moord of doodslag. Almal wat ooit enige poging aangewend het, is gewoonlik steeds met hom besmet, en hy sal weer en weer probeer. Moet nooit sê so en so, moet nooit sê so en so soek net aandag nie. Hierdie, hoor jy? Moet nooit sê iemand soek net aandag, hulle wil hulle self, met daai gees, broer, sal alles hulle bang om te doen, hulle het hom daar, en daai gees sal seker maak later, hy doen die job klaar. Daarom moet sulke mense bevryding kry, of jy moet ernstig bid vir so 'n persoon, sodat die gees hom kan verlaat. Okay. Moet nooit sê so en so soek net aandag nie. Hierdie gees word gewoonlik saam met 'n gees van bitterheid, of haat, of depressie, of wanhoopigheid, of obsessie, of neerslagtigheid, of skizofrenie, of homoseksualiteit, of welis, of verwerping in hierdie mens gevind, en kan 'n ewige geveg wat baie dae lank kan duur tot gevolg hê. Nommer 8, lanurker. Gees van fortuinvertellery. Later deel ek met u oor Rasie. Rasie is die prins van hierdie gees, wat ek van die horoskoop, of waar sê hy, of die, wat noem jy daai dinge sê, die horoskoop, die
God. Sterretekens. Sterretekens en goed, ja. Rasie is die prins, ons het al gepraat oor hom, maar hierdie demon is onder die prins. Okay. Wat ek persoonlik gesien het, so ons sal het daai gees al gesien. Nommer 9, demi, gees van ongevoeligheid. Hoor gou hierso. Hierdie is 'n gees van ongevoeligheid, demi. Almal wat gedurig na horrorflieks kyk, word besmet. Kan ook eerste maal inkom. Gevaarlikste films is Nightmare on Elm Street. Ek het jou ons vertel van daai broer wat ons gekyk het. Coma, Rosemary's Baby, Natural Born Killers, Halloween, The Omen, Dracula, al Stephen King films en natuurlik nog baie ander. Ook alle films wat Jesus se naam vloek. So hierdie gees van ongevoeligheid teenoor mense en mense wat doodgaan, kom dan in. Okay broer, ek dink hierdie is die laaste blaai. Ja. Dan kan jy vir ons lees, of miskien moet jy vir ons lees, hierdie is redelike groot name, wat, kyk hier sy Wat broer, een van dis Hebreëse name, en ek dink Jolanda sal, Nee, maar hy is so goed doen. Sy lyk nee, lees jy. Hierdie is glad nie so moeilik. Hierdie Ja, hy sê lyk vir my moeilik, so kom sy met maar die Hebreëse name. Hierdie kom uit die Nee, woord en ek daai weet. was duiwels se naam. Kom sis, Hierdie is Luister. geestelike name. soos jy lyk vir my nou 'n Fransman wat die broers kan praat. Okay. Maar dit is Dis nou hy. Nee, is dit? Ja, hoe jy open ons begin net, hierdie? jy begin net. Hoe open ons dit? Want ons het nou met duiwels gedoen. Nee, okay, Lees hierdie wat is hierdie? Okay, so hierdie is die Hebreëse name en betekenisse. So hierdie name is nou, ons het nou ons vyand en sy werke en sekere van die spelers in die duiwelse argiewe bespreek en nou gaan ons met die lig eindig met Wow, wees so hierdie- ons Here se naam. Dis die Here se name, die Here dis en die Hebreëse- Here se die lig. karaktertrekke. Ja, Ons okay. het nou karaktertrekke van demoniese magte bespreek. En die Nou gaan ons die karaktertrekke van ons dis prins, hy. die dis prins hy. van vrede bespreek. Dis hy. Dankie. Amen. Okay. Eerste ene is Elohim. Genesis 1:1 en Psalm 19:1. Dit beteken God, verwys na sy krag en almag. Dan Adonai, Maleagi 1:6, beteken Heer, Lord, verwys na sy heerskappy. Dan Jehovah, Yahweh, seker reg? Genesis 2:4 en dit verwys na sy goddelike verlossing. Jehovah Makadesh beteken Ek jy obsessie so maklik hè. Kadesh. Jy sien. Ek het gewag vir hierdie ene wat ek het ook gesê. Jehovah Makadeshem. Makadeshem. Ja. Exodus 31:13, dit beteken die God wat ons vir hom afsonder. Jehovah Roi. Psalm 23:1, die Here is my herder. Jehovah Shammah, Esegiel 48 vers 35, die Here is daar of hier, hy is teenwoordig. Jehovah Rapha, Exodus 15:26, ek is die Here wat jou gesond maak. Jehovah Tsekenu. Tsekenu. Tsitkenu, ja. Jehovah Tsekenu. Jeremia 23:6, die Here ons geregtigheid. Jehovah Jireh, Genesis 22:13 en 14, die Here sal voorsien. Jehovah Nissi, Exodus 17:15, die Here is my banier, vlag, ook wonderwerk. Jehovah Shalom, Rigter 6:24, die Here is vrede. Jehovah Sabaoth. Sabaoth. Jesaja 6:1-3, die Here van die leerskare. Jehovah Gmola. Jeremia 31:6, die Here ons vergelding, hy sal wraak neem. Dis hoekom die Here vir ons Afrikaanse Bybel gegee het, broer. Verstaan jy? Amen. Ek moet dit so duidelik van hierdie Ja. ouens wat so onder die wet alles wil hou. Hulle slaai name seker baie beter uitspreek. Ja, maar Hulle is broer, so dat terug in almal so hierdie verward raak, Ja, dat in die geval nie kan luister nie. Dan El Elyon,
Genesis 14:17 tot 20 en Jesaja 14:13 tot 14, ons allerhoogste God. El Roi, Genesis 16:13, die God wat sien. El Shaddai, Genesis 17:1 en Psalm 91:1, God almagtig, God van die berge. Dan El Olam, Jesaja 40:28 tot 31, ewige God. Die volgende is ander name van die Here wat afhangende van die omstandighede in gebed en oorlogvoering gebruik kan word. Abba, Romeine 8:15 wat Vader is. Advokaat, wat is hierdie? Paraketos. Paraketos. 1 Johannes 2 vers 1. Almagtige, Genesis 17:1. Die Alfa en Omega, Openbaring 21:6 en 22:13, begin en die einde. Amen, Openbaring 3:14. Oue van dae, Daniël 7:9. Die gesalfde, Psalm 2:2. Die apostel, Hebreërs 3:1. Arm van die Here, Jesaja 53 vers 1. Leidsman tot die lewe, Handelinge 3:15. Beginner en volëinder van ons geloof, Hebreërs 12:2. Salige en innigste heerser, 1 Timoteus 6:15. Spruit van die geregtigheid, Jeremia 33:15. Brood van God of van die lewe, Johannes 6:33-35. Trooster, Johannes 14:26. Vors en gebieder van nasies, Jesaja 55 vers 4. Verterende vuur, Hebreërs 12:29. Kosbare hoeksteen, Jesaja 28:16. Wonderbaar, raadsman, sterke God, Jesaja 9:6. Ewige Vader, vredevors, Jesaja 9:6. Verlosser, Romeine 11:26. Deur, Johannes 10:7. Getrou en waaragtig, Openbaring 19:11. Getroue getuie, Openbaring 1:5. Owerste, prins oor konings, Openbaring 1:5. En eersteling uit die dood, Openbaring 1. Amen. So dit is wat het ons Sarel die Here genoem. Hy het gesê ons kaptein is Jesus, die leeu uit die stam van Juda. Dit beskryf hom. Ons het nou in sy karaktertrekke. Ons afrigter is die Heilige Gees en die skeieregter is die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Daarmee sluit ons eers hierdie af. Amen. Amen. En ek dink ons mag dalk volgende keer aangaan oor oorlogvoering, studieonderwerpe. Hoor gou hierso broer. 1. Tekens van demoniese aktiwiteit. Oop deure, Ja. gevegsarena, logistieke, ken die vyand, ken die wenspan, wapenrusting, skizofrenie. Hierdie soort gaan nie uit sonder vaste gebed, manifestasies en simboliek. Assemboliek. Ek wil net gou vir jou by hy sê, hy noem hierso ook, dat hierso is, wanneer daar demoniese aktiwiteit in 'n persoon is, noem my 'n paar goed, en ek wil dit net gou hierso noem, voordat ons afsluit. Dis net 'n klein stukkie, maar hy sê, wanneer daar baie keer demoniese aktiwiteit in 'n persoon is, of in 'n huis, dan sal daar wees van A tot Z, hy sê, angs, vrees, bangheid, manies en fobies. B, lae selfbeeld, inkennigheid. C, trots. D, verslawing. E, losbandigheid. F, ongebondenheid. G, gewelddadigheid. H, vloek en skeltaal. I, slaaploosheid. J, slaperigheid. K, hoë hyperaktiwiteit. ADHD, attention deficit disorder, attention hyper deficit, daai sal is demonies. Maak nie saak wat hulle sê nie, broer. Ek gaan op die geestelike, hulle glo nie eens in die geestelike nie. L, moegheid. M, superintelligensie. Broer, ek het daai ene gehad. Superintelligensie, ja, dit is 'n demon. En toe Kundalini awakening as gevolg van die rotgif, toe raak ek superintelligent. Regtig.
Ek het my pa wat 'n dokter is, de mekaar gepraat. Ek het geweet van atome en van elektronika en van mediese goed en van chemika. Broer, ek kon die slimste goed uitdink, maar ek was so stupid. So dom. Ek was so slim van domheid of dom van slimheid. Maar anyway, want ek was in my eie Sy eie lab gehad. Die Here het vir my gesê, toe Here met my praat. Ja, soos Dexter, die Here het met my gepraat, toe sê hy vir my, hierdie plek is net 'n toets, is net 'n droom. Hy sê, hierdie is my lab. Hy sê, hier gooi ek die chemikalies by mekaar en kyk hoe hulle reageer, menende ons almal om mekaar, jy weet, hierdie is my lab. Okay, Here het maar op my vlak probeer praat met my, in elk geval, en okay, superintelligensie, dysleksie, depressie, epilepsie en ander siektes, depressie en epilepsie en ander siektes, daai valsiekte, epilepsie en daai narkolepsie en daai wat die mense so net uitsprake, wat is daai ander Tourette syndroom, deel van epilepsie, is net 'n ander gees, maar hy doen weer dit. P, demoniese wonde, seksuele afwykings, kompetisie, kranksinnigheid, koma, profesie en ander valse gawes. Hierdie is vals profesie, praat nie van regte profesie nie. Onbeheerbare liggaamsbewegings, familiêre geeste en vervloekings, vrymesselary ensovoorts, insnydings en tatoeëermerke, broer. As daai goed daar is, dan sal daar 'n demon wees. Ja. Daai persoon het bevryding nodig. Hipnose, glasie, horoskoop, bloedverbonde en bendes. So dit is van die simptome en die goed wat oom Sarel hier noem waar demoniese aktiwiteite is. Ons kan dalk later in dit ingaan, maar ek wou maar net so 'n bietjie. Okay. Wie gaan ons, broer Jan, sal jy vir ons afsluit? Ja, kom ons sluit af. Yes. Here Jesus, ons kom sê vir U dankie, Here, dat ons kan leer van U. Here, dat U ons in die geestelike wêreld kan neem en vir ons kan leer. Here, sodat ons kan weet dat ons verlange nie net moet wees in die fisiese, natuurlike lewe, Here, maar in die geestelike, sodat ons kan groei in die geestelike. Here, sodat ons nie die wêreld en al sy begeerlikhede sal lief hê, maar Here, dat ons U geestelike wêreld sal lief hê en sal koester en sal streef daarna soos 'n kind. Here, en sal glo soos 'n kind. Here, en laat ons sal kan besef, Here, dat die geestelike wêreld meer werklik is. Here, want ons geestelike lewe bly vir ewig lewe. Here, ons geestelike lewe leef altyd aan. En daarom vra ek, Here, dat U vir elkeen daar buite sal leer, Here, dat hulle verlange sal hê, Here, om meer in die gees te lewe, en sodat hulle meer in die gees sal begin optree, en hulle self sal beskerm deur die wapenrusting, Here, die wapens wat U kragtig vir ons gegee het om vestings neer te werp, laat hulle daarin hulle sal beoefen om die wapenrusting te gebruik, Here, en sal weet wanneer geestelike aanslagte op hulle is, laat dit manifesteer in hulle fisiese lewe, Here, sodat hulle, en in die natuurlike lewe, dat hulle dit geestelik ook eers sal aanpak. Here, en dat hulle eers die geeste wat daaraan gekoppel is, sal oorwin, voordat hulle net in die natuurlike wêreld sal storm na oplossings en wat die natuurlike wêreld sal bied vir hulle daarvoor. Maar Here, dat hulle ook sal weet dat U gees is. Here, en dat hoe meer hulle in die geestelike wêreld leef, Here, deur U Heilige Gees, hoe meer hulle U sal leer ken en hoe kragtig U optree en U werk in U land en in U wêreld wat U geskaap het. Here, is my gebed, Here, laat elke ene daai verlange sal hê. Here, en laat ons meer en meer bekwaam sal raak om in die geesteswêreld te wandel. Here, en onsself te beskerm. Here, want hoe later die tyd word, Here, hoe bose raak dit. Here, maar dat ons standvastig sal raak in U woord. En ek bid dit, en ek dank U, Here, dat U woord uitgaan kragtig, en dat dit elke een daar buite bekragtig om te leef. En ons loof en prys U daarvoor in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Amen.